Thank you, Babkobisa. Agbare lid, Groenewald. Agbare voorsitter, ek wil begin om te sê die Vryheidsfront Plus ondersteun hierdie wysigingswetsontwerp. Ons sê dit is 'n tipiese vrugteslaai wysigingswetsontwerp. Dit vat 'n stukkie hier van hierdie wet en daardie wet en dan wysig hy hom. So dit is nie 'n probleem nie. Maar siene dat daar gekyk word dat dit ooreenstemmend met die grondwet is, agbare voorsitter, wil ek vir die agbare minister sê. Minister, u gaan nou rond en u doen 'n beroep op wit mense om asseblief aan te sluit by die weermag. Maar u adjunkminister kom en hy sê daar is 'n intelligensieondersoek in 'n gevorderde stadium na oud soldate van die vorige Suid-Afrikaanse weermag wat tans veg teen Boko Haram. En dan sê hy, want ons het daardie kundigheid nodig in Suid-Afrika. Nou hoe skynheilig kan 'n mens wees? Want dit is hierdie ANC regering wat deur hulle beleid van transformasie en regstellende aksie in 2004 77 kolonels basies afgedank het, waarvan 76 wit kolonels was. In 2006 word die offisiersvormingskursus by die leergevegskool beskikbaar gestel en dit staan op skrif slegs vir swartes, bruines en Indiërs. Nou agbare minister, as u dink, u gaan wit mense na die weermag toe wil lok, maar dan vir hulle sê, jy kan nie eintlik op offisierskursus gaan nie. Want ons moet transformasie toepas. Ons moet regstellende aksie toepas. Dan wil ek vir u sê, mislei u self om te dink dat mense dan by die Suid-Afrikaanse nasionale weermag sal aansluit. As die regering regtig wil wysigings aanbring in terme van verdediging en ook in terme van belang van hierdie land, dan sal u die grondwet wysig om weg te doen met regstellende aksie. Want dit is eintlik niks anders as 'n rassistiese, diskriminerende wet wat die beste potensiaal van Suid-Afrika nie wil gebruik nie. Soos in die weermag. Hulle het die kundigheid. Suid-Afrika is gewikkeld in operasies in Afrika. Maar dit is hierdie kundigheid wat die sukses behaal teen Boko Haram. Ek wil vir die ANC regering sê, agbare minister, moenie die ondersoek doen as mense goeie werk doen nie. Bedank hulle eerder en sê vir hulle dankie dat hulle sukses het teen Boko Haram om vrede in Afrika te vestig. Ek dankie.